Baie welkom by Versteekte Juwele. By geleentheid het Jezus 3 mense omtrent gelyktydig ontmoet. Die een wou hom voluit volg. Die ander 2 wou ook volg, maar met voorbehoude oor familiesake. Ons lees in Lukas 9 dat Jezus op pad was. Watter pad? Waarna toe? Dit was sy laaste reis Jerusalem toe, na sy lyding toe. En hy wou hierdie mense laat verstaan het, dat as hulle hom wou volg, wat die gevolge daarvan was. Dit was die begin van sy lydenspad en dit is die pad wat hulle met hom sou deel. Die een wat voluit wou volg, het hy laat verstaan, dit is nie 'n pad van maanskyn en rose nie, dalk baie moeilik, self sonder behoorlike slaapplek. Die tweede een wou sy pa gaan begrawe. Verstaanbaar. Maar dit het waarskynlik beteken dat sy pa oud en afgeleef was en dat hy by hom wil bly totdat hy sterf. Die derde een wou sy familie gaan groet, ook begryplik. Maar dit was nie maar net totsiens sê nie, dit was waarskynlik 'n week se kuier. En vir die laaste 2 gee Jezus ook harde antwoorde, so asof familie nie eintlik tel nie. Die belangrike ding hier is, dat die navolging van die gekruisigde nie tweede plek na enige iets anders kan kry nie. Selfs familiebande, hoe belangrik ook al, kan nie langs die navolging van die gekruisigde staan nie. Ander belangrike dinge in die lewe kry steeds tweede plek. En Christus is nie onverskillig oor familiebande nie. In ander gevalle het hy baie mense se geliefdes weer vir hulle teruggegee. Die vraag bly, hoe sien ek en jy Jezus? Uiteindelik, wie is hy vir jou? Die lydenstyd van nou bring ons weer terug na hierdie vraag toe. Sien ons kans vir selfprysgawe en vir die tweede plek vat.